Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, absoluut weer 'n nuwe dag geskenk deur Abba Vader, spesiaal vir my en vir jou. My naam Danie Gerber en vandag gaan ons weer 'n bietjie uit God se woord lees en ek wil 'n bietjie praat oor tekens. Nou jy weet, ons is so geneig om te kyk en dan kyk ons so by die venster uit of ons kyk na die nuus en ons kyk na die weervoorspelling en dan maak ons seker ons maak plek vir dit wat gaan nodig wees. As dit gaan lyk of dit gaan reën, maak seker jy het 'n reënjas, jy het 'n sonbril. As die son gaan skyn, maak seker jy het sonbrandmiddel want jy wil ook nie brand nie. So ons kyk na hierdie tekens en ons maak voorbereiding sodat ons gaan weet wat gaan ons hierdie naweek doen of wat gaan die week vir ons voorlê, laat ons voorbereiding kan maak. Maar ons as mense is so geneig om voorbereiding te maak vir die tydelike. En maar ons kyk nooit na die ewige wat vir ons voorlê nie. Ons maak die voorbereiding daarna nie. Nou ek wil eintlik sê ons moet kyk na die weervoorspelling in die geestelike lewe. Hoekom kyk ons nie daarna nie? Want ons is nou so bekommerd oor wat ons nou doen hier op aarde, laat ons nie kyk na ons geestelike welsyn en ons geestelike lewe na die tyd nie. En die disippels kom by Jesus en vra, Here, vertel vir ons van die eindtyd, die tye en goeders wat gaan voorlê. En Jesus het hier in Matteus 24 en hy sê hierso in verse 3, vra hy, toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom sy disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van hierdie wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Kom ons kyk maar so 'n bietjie om ons. Is dit nie al reeds aan die gebeur nie? Is die tekens nie in die lig nie? Hoekom loop ons nog met oogklappe rond? Hoekom kyk ons nie wat voor lê nie? Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dan sal julle aan die verdrukking oorgegee word en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Sien ons dit nie al reeds in ander lande nie? Suid-Afrika is nog bevoordeel. Ons het dit nog nie in ons land nie. Maar ander lande word Christene onthoof, hulle word gemartel, hulle word doodgemaak vir die evangelie van Jesus Christus. En die woord is dit hoe lank terug al geskryf, en dit is nou wat dit weerspieël. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Sien ons dit nie? Hierdie valse profete, hierdie ouens wat sulke goeders kwytraak, jy kan holy water koop en holy oil kan jy koop en as jy vir my geld stuur, dan kan jy 'n seat in die hemel kry, valse profete. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die mense verkoel, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. Hy sê, en dan sal die einde kom. Mense, is dit nie al reeds wat gebeur nie? Die evangelie van Jesus Christus word al verkondig reg rondom hierdie wêreld. Ek kan nie dink dat daar nog nie 'n plek, 'n hoekie in hierdie wêreld is wat nog nie die evangelie gehoor het nie. So die tekens is hier. Die tye is naby. Soos wat ons so bekommerd is oor die weervoorspelling en ons hardloop en ons kyk gereeld na dit, ons mis nie vanaand 8 uur se nuus nie, want ons moet kyk na die weer. En nou kyk ons na die tekens van die ewige lewe, maar ons kyk nie daarna nie. Hoor wat sê 2 Timoteus 3 vir ons vanaf verse 1. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers wees van hulle self. Is dit nie so nie? Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers. Kom ons kyk maar hoe val ons kinders uit die bus uit. Ongemanier, want jy mag hulle nie meer tigtig nie, jy mag hulle nie maniere leer nie. Hulle is onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Kan ons dit nie sien nie, nee?
Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. My boetie en sussie, die woord sê, keer jou weg van hierdie mense af. Kom ek en jy kyk na die weervoorspelling van die ewige lewe. En ek en jy het vandag die keuse, tydelik of ewigheid. Die keuse is joune. Kom ons bid saam. Aba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie weer eens dat jy met ons praat. En Here, laat ons oë en ore sal oopmaak en begin luister. Here, die tyd is so naby, ons kan kyk na die tekens in die lig. U woord sê, en dan sal die einde kom. Laat ons nie sal wag tot op die einde en dan ewe skielik wil wakker skrik nie. Here, maak ons dat ons gereed sal wees, dat ons sal volhard tot die einde toe, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie. Onthou, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik. Julle moet 'n geseënde donderdag verder hê. God bless.